Goeiemôre, dit is altyd so groot voorreg en dit is so lieflik om weer eens vanoggend deur die Gees van God gelei word, om met u 'n boodskap te deel wat dalk baie gange, baie gedagtes, baie optredes vir u sal oopmaak. Die opskrif van my boodskap vanoggend is soos die Here dit gegee het: Gees van God in my of ver van my. Ek begin met die skrif van Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster, in 'n ander gedeelte van die woord sê hy 'n helper gee om by julle te bly tot in ewigheid. En dit is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat moet ons dan doen om hierdie Gees van waarheid te kan verkry, dat hy in ons woon? Wel, as 'n Nuwe Testamentiese gelowige moet u en ek besef dat hierdie een, hoofletter 1, wat gekom het, nie 'n tydelike besoek sal wees om profete op te rig nie, maar 'n permanente, ewige helper of trooster as jy Jesus kies en hom as redder in jou lewe te verklaar. Hierdie is 'n verandering van patrone of maniere wat u en ek gelewe het of nog daagliks lewe, want 'n ou verbond het net sekeres van die Heilige Gees ervaar vir 'n tyd wat het God dit wou gebruik, maar nou is dit vir ewig en vir almal wat bekeer en Jesus aanneem. Om dit tot die realiteit te bring, neem die disippels as 'n voorbeeld. Nog voor die dag van Pinkster of Pinksterdag in Handelinge 2. Hulle was bang, het soms getwyfel, soos Petrus die Here 3 maal verraai het. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag het hy begin preek en die woord bely, en nie om bekommer oor wie dit hoor en nie hoor nie, of wie hom gaan vang en hom opsluit nie. Skielik neem hy nie meer besluite gedryf deur emosies en vrees nie, maar maak wyse besluite deur die Gees van God geopenbaar binne hom. Wanneer die Gees in u beweeg, verander vrees in manhaftigheid, in ander woorde courage. Swakheid verander na krag van bo. Onsekerheid verander na wyse geestelike sekerheid. Nou hier is waar dit in werklikheid word. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dode gelig het, en Petrus en Paulus en die vroeë kerk gelei het, in die Gees wat in u kan en wil woon, as u hom 'n plek wil gee. Die vraag is, glo u dit? Wel, die woord getuig daarvan in Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur die Gees wat in julle woon. Wil u hierdie helper of trooster hê? Wil u 'n besluit maak om hom in u elke besluit, praat, denke en optrede te eer deur om gehoorsaam te wees aan sy leiding? Ons moet weet dat die woord was van die begin af daar. Met die koms van Jesus het die woord vlees geword.
Daarom naas jou besluit om Jesus as jou redder te neem en die Heilige Gees volmag tot jou lewe te gee, moet u en ek die woord begin lees, ondersoek, sodat dit kan bekragtig word in ons, meer as gereeld, sodat ons kan volhard in die Gees van God. Ek gaan vir eers hier afsluit, deel 2 sal môre volg. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord seëngroete en weet net, Jesus Christus het alles vir jou opgegee. Amen.